Ek wil dat ons saam lees uit Johannes 14. So ons het al baie daaroor gesels, maar vanaand lees ons die teks saam. Johannes 14 vers 1 tot 7. Laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Meister Eckhart skryf die woorde, hy sê, there's a journey you must take, it's a journey without destination. There is no map, your soul will lead you, and you can take nothing with you. Daar's 'n wesenlike verskil tussen 'n labirint en 'n doolhof. So daar is 'n mooi prentjie wat ietsie vir ons daarvan wys. So labirint ons gesê is nogal 'n ingewikkelde struktuur, konkels, draaie, keuses, doodloopstrate. Ou moet die hele tyd kies waar jy wil gaan. 'n Doolhof kan dikwels skrikwekkend wees, 'n doolhof kan selfs dodelik wees en jy moet die hele tyd ingewikkelde keuses maak. 'n Labirint daarenteen is 'n enkele pad, een lang kronkelende pad na een bestemming in die middel. 'n Labirint is veronderstel om eenvoudig te wees, kalmend te wees, kalmerend te wees, lekker te wees, rustig te wees. 'n Labirint behoort nie ingewikkeld te wees nie. Dit behoort nie vir jou soos 'n doolhof een of ander moeilike keuse te vra om af te draai en waar jy moet stop en voor 'n doodloopstraat te staan kom. 'n Labirint behoort nie nodig te wees vir 'n GPS nie of 'n kaart nie of iemand behoort jou nie te verduidelik om 'n labirint te stap nie. Jy vereis hopelik nie eers 'n groot of 'n hoë IQ nie. Elke tree is net vorentoe beweeg en vooruitgang. Die gedagte van 'n labirint is dat jy stap en terwyl jy stap, maak jy jou kop skoon. Eenvoudige roetine. En terwyl jy die roetine volg, gebeur daar goed in jou onderbewussyn. Dis die gedagte van 'n labirint. Al wat jy nodig het is 'n volgende tree. 'n volgende tree. 'n volgende tree. Op hierdie manier maak jy jou gedagtes skoon met 'n vreedsame en kalmerende manier. Nou geen wonder in Marina in jou wêreld is 'n labirint so gewild in die wêreld van kontemplasie nie. Lyk vir my daar is tog method in the madness. Navorsing sê vir ons 'n labirint kan jou kalm maak. 'n Labirint kan jou gesond maak. In hospitale en plekke van geestesgesondheidsorg, selfs in skole waar labirinte is, versnel dit die herstelproses van mense. Die gesondwordproses. En ek wil hê ons moet vanaand een oefeningkie daaroor doen. Ek wil hê met jou hand vat voor jou hou en dan met jou ander hand eenvoudig net gaan in die pad rondom jou hand trek. En as jy daarmee klaar is, dalk die lyne van jou hand. Ek hoop jy voel 'n verskil. Ek onthou toe my dogter tennis gespeel het en sy het opgehou tennis speel want dit was net te kwaai vir haar, maar toe sy tennis gespeel het sy soveel angs gekry as sy 'n eenvoudige ding moet doen soos die bal opgooi. Ons het daar by iemand gehad en het gesê, maak 'n kruisie op jou hand en vryf eenvoudig met jou hand oor die kruisie. Op 'n basiese manier is dit wat 'n labirint wil doen. Miskien kan jy dink aan die goed in jou lewe wat jou help om jou gedagtes te orden, die goed wat jou lewe wat jou help om hier in jou onderbewussyn jou te laat lewe. Dit kan dalk stap om die blok wees, dit kan stilte wees. Dit kan sê 'n vriend vir my nou die dag as hy alleen met sy voertuig op die lang pad ry. Dan kry hy sy beste idees.
Ek het al vertel, in my lewe is dit dalk om te gaan oefen of te fiets te ry, en die rede daarvoor is terwyl ek met 'n eenvoudige roetine besig is, gebeur daar goed in my onderbewussyn. Alwaarmee ek besig is, as ek in die swembad spring, is om die een haal voor die ander te sit. Of as ek op die fiets ry, een trap na die ander trap. Wat 'n labirint wil doen, wat stap wil doen, wat fietsry wil doen, wat stilte wil doen, wat kontemplasie wil doen, is om jou bewussyn op die agtergrond te verhoog, terwyl jy hier besig is met 'n baie eenvoudige ding. Dis hoekom ons dikwels uit 'n labirint stap, of van ons knie af opstaan as ons bid, of uit stilte uit opstaan, of as ek uit die swembad uitklim, dan weet ek presies wat ek moet gaan doen. Ek moet vir my geliefde gaan jammer sê, ek was so ongeduldig. Of ek moet huis toe gaan en my garage gaan regpak. Ek moet weer daai boek begin lees. Dit gebeur hier iewers in ons onderbewussyn sonder dat ons daarvoor kies. As jy hou van avontuur, as jy hou van aksie, as jy jou hartklop wil verhoog, dan moet jy gaan vir die doolhof. Maar as jy soek vir stilte, kontemplasie, as jy jou onderbewussyn wil aktiveer, dan is 'n labirint vir jou. In die Ou Testament weet ons van klomp mense wat op hierdie manier gereis het. Ons het gisteraand ietsie gesê van Jakob wat met God geworstel het en wat met God beklei het. En in daai bekleiproses iets van God se pad verstaan het. Een van die mooiste voorbeelde wat ons kry in die Bybel van iemand wat gereis het en teruggekom met anders, is dalk Moses. Dink aan daai mooi ontmoeting by die brandende bos. En Moses dring aan, hy wil die Here sien. En dan sê die Here vir hom, jy moet so staan, ek gaan verby beweeg. En die Bybel vertel vir ons, toe Moses terugkom van die berg af, het sy aangesig geblink. Ons kan sê Moses was in die labirint en het teruggekom 'n vernuwende mens, 'n geesvervulde of 'n godvervulde mens. Op dieselfde manier wil Johannes sê, het Jesus begin reis, saam met mense begin reis. En op 'n baie tegniese vlak, in die hele Johannes Evangelie kry ons 3 vername reise. En die eerste reis is hierdie reis waaroor ons maandag gepraat het, die reis vanuit die Vader uit. Johannes sê, in die begin was die woord daar, die woord was God, en die lig het vanuit die woord na die wêreld gekom. Met ander woorde, God, Jesus en God was een by mekaar, en wat het gebeur? Jesus het gekom vanuit die Vader. Anders as Moses, nie nodig om na 'n plek toe te gaan om God te ontmoet nie, hy kom vanuit die Vader, dis die eerste reis. En natuurlik die beeld van die Bybel is dat die hemel daarbo is, met ander woorde, hy het afgekom, die eerste reis. Af na die aarde. Die tweede reis is die reis waarvan ons hier gelees het, die reis wat in Johannes 13 begin, wat Jesus sy disippels sê, ek moet weggaan. Ek moet van julle af weggaan. Ek moet teruggaan na die Vader toe. En wat dan met die disippels gebeur, en môre aand sal ons ietsie daaroor sê, maar wat met die disippels in daai oomblik gebeur, hulle word gevul met angs en vrees. Hulle het nodig om die kruisie op hulle hand te vryf. Die tweede reis, die reis terug na die Vader toe. En dan die derde reis, en waarskynlik die belangrikste reis vir ons in Pinkster, is die reis in gelowiges in, die reis in ons in. Die reis wat ons ook noem die uitstorting van die Gees, of wat ons in die hemelvaart vier, Jesus se inkoms, se intrek in gelowiges in. In plaas daarvan dat Jesus se fisiese afwesigheid, dit wat sy vriende ontstel, dit waaroor hulle bekommerd is, maak dat die derde reis dit vir hulle moontlik om te verstaan dat sy Gees in ons is. Ons sal Sondag in meer detail hieroor praat, maar dalk bietjie makliker gemaak. Ons vind by Jesus dis 'n innerlike reis en 'n uiterlike reis, of 'n innerlike reis en 'n uiterlike reis. Ons vind by Jesus 'n kosmiese reis en 'n fisiese reis. Die fisiese reis is baie maklik om in die Bybel te gaan sien. Hy reis na Samaria en hy reis na Galilea en hy reis na Jerusalem. En ons weet elkeen van daai reise het 'n bepaalde merker. Maar daar's ook hierdie kosmiese reis, die reis vanuit die Vader na ons toe. Die reis terug na die Vader toe, en uiteindelik die finale reis, die groot reis in ons in. Jy sien, hierdie reis poog dat ons onsself moet beter verstaan. Dat ons God moet beter verstaan. En uiteindelik die intensie van die begrip, hoekom wil ons onsself beter verstaan? Hoekom wil ons God beter verstaan? Sodat ons mekaar beter kan verstaan, sodat ons die lewe kan gaan leef van liefde en geregtigheid. Nog makliker. Die metafoor labirint wil sê daar's 'n dieper reis. En Jesus het daai reis ook meegemaak. En hierdie uitnodiging na Jesus se pad is nie net 'n keuse nie, dis nie 'n kopding nie, dis die inwaartse reis. Diane Butler Bass skryf in haar boek The Quest is a Mapless Journey.
There's no single road. The only guide to it are nature, saints, poetry, song, and spirit. When you dare to leave the map behind, Jesus emerges as the road itself and the light that guides. In 'n labirint sal ons dus sê, ons probeer praat oor ons bewussyn, hoe ons bewus raak van God se teenwoordigheid, wanneer ons 'n mooi lied hoor, miskien toe jy vanaand in die kerk ingestap het en iemand gesien het, vir wie jy lief is, ons raak bewus van God se teenwoordigheid in ons reis saam met God, meer as net rasioneel, maar ook emosioneel. Miskien is dit wat hierdie wêreld so aanloklik maak, want ons is anders geleer. Ons is geleer, jy word gebore met 'n bestemming. Nou, jy is op 'n reis wanneer jy gebore word, en ons kinders word gebore met 'n einddoel. Jy word gebore en van jou geboorte af sê hulle vir jou, jy is in sonde ontvang en gebore, en al wat jy kan doen is slegte keuses maak, en daarom het jy 'n kaart nodig, daarom het jy 'n map nodig, daarom het jy iemand nodig om vir jou te wys waar die pad is. En dan kry jy daar iemand om jou te wys waar die pad is, om uiteindelik by jou bestemming te kom. Die bestemming is natuurlik die hemel. En daarom alles wat op aarde gebeur is nie belangrik nie. Jy moet 'n paar goed vermy en jy moet 'n paar goed doen. Jy moet reg lees, bid, geloofsekerheid kry. En jy moet 'n paar goed vermy. In my dae was dit die Katolieke Kerk. In julle tyd was dit kommunisme. Vandag is dit seksualiteit en jy mag net nie twyfel en jy moet geld vermy. Nou ek oorvereenvoudig dit, want as gereformeerde staan ons mos in 'n sekere tradisie, en die tradisie waarin ons staan is vir ons uiters belangrik. Daarom is die kerklike dogma vir ons belangrik, die kerklike reëls, die belydenisskrifte en die reformatie. Inteendeel, ons glo dat Calvin ons help verstaan waar ons vandaan kom en wie ons is. Maar miskien is daar 'n ander pad om ietsie ekstras van Jesus te ontmoet as net dit wat hier tussen ons ore gebeur. Miskien kan ons 'n ander pad saam met Jesus stap, die pad wat hy beliggaam het, dit wat ons gisteraand van gepraat het. Nie ek is soos die pad nie, ek is die pad. As jy dus in 'n labirint wil instap, dit is die pad. En daai pad leer ons in die evangelies het grense afgebreek, het gemaak dat mense mekaar raak sien as mense. Want die kerk en die kerklike reëls van Jesus se tyd het die hele tyd vir hom regverdiging gegee om dinge te doen wat hy nooit gedoen het nie. Die kerk sê vir Jesus, hier is 'n reël, hier is 'n dogmatiese vertrekpunt wat sê, jy kan maar 'n klip optel en doodmaak, jy kan maar jou rug draai, jy kan maar veroordeel, jy kan maar uitsluit. Jy hoef nie te help nie. Maar Jesus lewe die pad van egtheid, die pad van integriteit, en daai pad sê, ek kan nie. Anders gestel, as dit nie vir die eerste reis was nie, sou Jesus dit kon doen. Maar die eerste reis sê, ek moet die Vader se hart vir julle kom wys. Ek moet die Vader se hart vir julle kom gee. En dis hierdie stap wat dikwels hierdie paradoksale stap is. Die antieke taal praat van die via positiva en die via negativa. Die pad van aanvaarding en die pad van verwerping, the path of affirmation and the path of abandonment. Eenvoudig beteken die via positiva, as ons sê, dis alles wat God is. Ons weet wie God is liefde, God is genade, God is vreugde, God is skoonheid. En as ons God wil ontmoet, dan moet ons bid en Bybel lees en kerk toe kom. Ons kan in die natuur gaan stap, iets van God se goedheid beleef, iets van God se vreugde. Daar's dus ontelbare maniere om in die via positiva iets van God te kan beleef. Maar dan is daar ook die via negativa, the path of abandonment. Dis die goed waar ons God beleef op die manier hoe hy nie is nie. God is ver, God is verwyderd, God is onbekend, God is afwesig. Dan sal ons sê, daar's plekke waar ons God ontmoet in moeilike geloofsdissiplines. Om in stilte te gaan sit, is vir my nogal moeilik. Of om te vas. Om 'n lewe van celibaat te kies. Stap van 'n labirint, of selfs nog erger, sê die kerkvaders, ons kan iets van God beleef wanneer rampe en teëspoed ons tref. Ons kan dis God beleef wanneer ek gediagnoseer word met kanker, wanneer daar 'n moeilike pad voor my is. Ek kan God beleef as ek 'n geliefde verloor, as ek my man, my vrou verloor. Die labirint sê vir ons altyd hierdie paai is belangrik, en ons kan vir God waarskynlik op altyd hierdie plekke ontmoet.
Môre aand sal ons bietjie oor die via negativa praat. Maar Jesus sê vir sy vriende, luister, ek gaan weg. En die probleem is, julle kan nie saam met my gaan nie. Weet jy hoekom kan julle saam met my gaan nie? Want ek stap die via negativa, ek begin 'n pad van seer. Ek begin 'n pad van pyn. Ek begin 'n pad van lyding, ek begin 'n pad van kruis, ek begin die pad van sterf. Ek en jy hou nie baie van daai goed nie. As ons kan kies om God te ontmoet, dan dink ek is dit daar in die natuur of vanaand toe ons het die pragtige lied saam gesing het. Ons verkies om God te ontmoet daar waar my geliefdes vir my 'n drukkie gee of my vashou. Nie net verkies ons om God daar te ontmoet nie, ons vermy hierdie ander pad. En daarom vermy ons dikwels om vir mekaar goed te wees in die slegte goed. Ons gee mekaar nie maklik 'n oproep nie. Ons weet van daai wat siek is, ons weet van daai wat pyn het, maar ons sal nie 'n draai maak by die hospitaal nie, want dit maak ons ongemaklik. Ons weet ons moet vir die familie sê wat ons dink van ons Kersfeesplanne. Maar ons stel dit maar uit, want dit is nie maklik nie. Laat ons hieroor met mekaar eerlik wees, die pad agter Jesus aan is albei. In 'n labirint sal jy behoort jy gekonfronteer word met die goed waarmee jy fantasties is. Elke keer wanneer jy in egtheid geleef het, elke keer wanneer jy besluite van integriteit geneem het. Maar jy behoort ook gekonfronteer word met die kere wat dit nie so was nie, die keer toe jy gejok het. Daai keer toe jy gemaak het of jy iemand anders is. Daai keer toe jy voorgegee het dat jy iets soek wat jy eintlik glad nie soek nie. Die pad van aanvaarding en die pad van verwerping loop dikwels baie naby aan mekaar. 'n Labirint verander so 'n doolhof. Nog 'n bietjie erger, die pad van aanvaarding en die pad van verwerping loop dikwels binne in mekaar in. Dis wat met die disippels hier gebeur. Stel jouself voor, hulle het 'n fantastiese reis saam met Jesus. Hulle sien die mooiste en die beste goed. Hulle beleef die sin en die volheid van oorvloed. En skielik moet hulle hoor, hy gaan weg. Skielik word hulle oorval met angs en vrees. Wat gaan van ons word? Wat gaan van ons word? Ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus. Dis nie 'n belofte van 'n maklike pad nie, dis nie eens 'n belofte van 'n pad wat nie slaggate het nie, of 'n belofte van 'n pad sonder uitdagings of doodloopstrate nie. Ek hoor nie dat hy sê hy gaan ons eers elke keer optel as ons val nie. Maar hy onderneem dat dit die pad is. Dat hy daai pad is, daai pad het hy geloop. Dis 'n pad deur hierdie twee fases in die lewe, die goeie goed en die moeilike goed. Dis die pad van integriteit, dis die pad van egtheid, dis die pad wat lei na oorvloed lewe. Diane Butler-Bass vertel van haar eie via negativa. Sy deel na 'n boek op 'n roerende manier, die sukkeling, die worsteling met haar eie egskeiding. Sy vertel van haar teologiese krisisse en hoe sy 'n pad moes loop. En sy sê wat vir haar gehelp het, was die volgende woorde. Sy sê, I kept walking slowly, one step at a time. After all, it was a journey. Jy kry nie 'n prys as jy eerste in die middel van die labirint kom nie. Dis nie 'n wedren nie. Ek wens ek kan dit baie keer vir van ons kerke sê, jy hoef nie te vertel hoe wonderlike goed God in jou pad saam met hom te gedoen het nie. Dit help nie ons almal nie. Die reis saam met God is baie keer taaf. Môre aand praat ons daaroor. Maar dit is dikwels die reis na binne wat die moeilikste is. Dit wat die moeilike goed aan ons hier binne doen. Hooplik kan ons 'n bietjie helderheid daaroor kry. Dit is ironies dat ek met Calvin afsluit. Hy het gesê die helderheid van die goddelike aangesig wat selfs 'n apostel as ontoeganklik verklaar, is 'n soort labirint. As ons in 'n labirint instap, is dit dikwels wat ons die aangesig van God ontdek. Ek gee jou kans om weer vir 'n paar minute stil te word en daarna gaan ek voort in gebed. Here, dankie vir oomblikke in ons lewens wat ons kan stil word. Op watter manier ook al die stilte ons oorweldig. Ons weet dat dit hierdie reis na binne is wat dikwels die betekenis loswikkel. Dankie Here dat U telkens die reise in die lewe aangepak het sodat ons
daai reise met vrymoedigheid kan gaan leef. Here, ons weet dat die pad wat U vir ons kom wys het, die pad van egtheid, die pad van integriteit is. Dis een ding, Here, om daaroor te praat, dis 'n ander ding om dit te ervaar en te beleef. Dis heeltemal iets anders om dit in te leef. En daarom is die labirint dikwels in ons lewens nodig. Om uit te figure, wat beteken dit hier na binne? Here Jesus, U het vir ons gewys wat dit beteken om hier binne te kom selfondersoek doen en te vra, wat vra dit van my? Dankie dat ons weet, dis nie altyd net maklike goed en eenvoudige goed nie, maar dis altyd betekenisvol. Dit lei altyd na 'n lewe van sin en kwaliteit. Dankie daarvoor. Amen.